Dan buig vrees sy knie in Jesus naam. Vader, vanmôre dank ek U as U woord sy moedeloosheid buig, dan buig moedeloosheid sy knie in Jesus naam. Here, vanmôre dank ek U as U sê teleurstelling buig, dan buig teleurstelling sy knie in Jesus naam. Want daar is mag in sy woord. En vanmôre eer ons U woord, Here, van waar U woord uitstuur, sal U woord nooit ledig terugkeer nie, maar altyd 'n behaag vind waartoe U dit stuur. Dankie Gees van God dat U vanmôre hier is. Dankie dat U al reeds harte voorberei. Dankie dat ons vanmôre gaan hoor wat U vir ons in storie moet gee, Here. Dankie dat U woord vanmôre ons gees gaan verander. Bid vir hom wat vanmôre die woord bedien, Here, dat jy sal krag gee, dat jy hom sal aanraak vanmôre, Here, dat hy sal spreek vanmôre dit wat U op sy hart gelê het, en dat hy nie vir 'n sekonde sal huiwer om die woord wat jy hom openbaar het te kom aflewer nie. Here, ons ontvang hierdie woord vanmôre en ons verklaar dat hierdie woord krag is, lewe is en dat dit ons lewens gaan verander. Word U dan verheerlik vanmôre, bid ons in die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Hy weet baie dankie dat my is wat ek doen. Nou ja, dit is vir my 'n groot voorreg vanmôre om Pastoor Stefan aan julle bekend te stel. Pastoor Stefan, ja, ook die pastoor my vra as ek kom vanmôre voorstel, toe kom maar dadelik 'n gedagte in my kop. Jeugkamp op Griepie. Pastoor, dis baie jare terug, my seuns was nog nie eens gebore nie. Ja. Ons jeug het die prys en worship gedoen, daar bo op die kamp, want die ou mense moes nie eers die hulle bou mos altyd, die tieners is te besig en jy weet mos, ons het daar bo op die kop het ons kamp gehad. En ek sal nooit vergeet nie, as ek so gaan bid, Pastoor Stefan het voor hom toe gestap en hy het gesê, kom julle jong mense, kom tel so 'n bietjie daai palmtakkies op. en ek sal dit nooit vergeet nie, so palmtakkies. Waar kom hierdie pastoor vandaan met palmtakkies? En ons het ons palmtakkies so opgesteek en die gees van die Here het begin werk. En Pastoor Stefan het voor hom toe kom, hy het ons bedien en van toe af het ek hom geken en het hy in my hart ingekryp en het ons baie met mekaar gesien by jeugkampe en by mannekampe en hy baie kom bedien en ek lag so vir daai een boodskap wat ek bedien het oor die boot, die enetjie met die dowwe oogies. Leon Rachel. Leon Rachel. Pastoor, hom so groot aangekyk het. Pastoor, baie dankie dat jy hier is. Kom bedien ons, so die Here jou lei, ons sien uit om te hoor wat jy vir ons sê. Baie dankie. Amen. Kan ons die Here 'n lofoffer gee? Amen. Daar sy. Wat 'n voorreg om vanoggend saam met julle in die huis van die Here te wees. Jy weet, goedheid en guns sal jou volg altyd daar van jou lewe. En om jou hier te hê op 'n Sondagoggend met 'n lang naweek, dit wil gedoen word. Jy kan jou 'n lekker handeklap gee. Kyk, dit is omtrent 'n blessing om so baie van julle hier te sien en ek glo ook vanoggend dat die Here 'n afspraak met elkeen van ons het. En ek het vir Pastoor Basie so rukkie teruggebel, toe nooi ek sommer myself. Toe sê ek vir hom, hoorie, ek gaan hierdie kant toe kom en ek travel so 'n bietjie met die Bybelgenootskap saam. So jaar terug het ek 'n pos bietjie meer as jaar terug as CEO by die Bybelgenootskap aanvaar van Suid-Afrika en ek het ook intussen 'n gemeente voltyds aanvaar. So ek het 'n gemeente en ek het nog die aanlyn kerk en natuurlik die Bybelgenootskap. So ek geniet dit wat ek doen en ek glo dat waar jy is, dat jy ook werklik waar op die markplein vir God 'n verskil maak. Want ek en jy kan nie anderste as om op die markplein, daar waar die poppot die fan stryk, daar waar die tek irriteer tref, daar waar ons die potholes, julle lyk so heilig, is hier nie potholes hier en
Here help my ook net 'n bietjie asseblief. Het Palaborwa nie potholes nie. O, die teer, hy smelt weg hierso. Ja. Ja, ek wil sommer net so eerstens begin om baie dankie te sê dat pastoor die guts gehad het om my uit te nooi. Want hy het eintlik 'n keuse gehad nie. Maar ek wil tog vir sê, as jy uitgaan by die deur, kan jy sommer net, ek het 'n tafel daar met klomp goed van ons Bybelgenootskap en ek wil net so kortliks voor ek na die woord toe gaan, net ietsie sê oor die werk wat ons doen, dat u as 'n gemeente vir baie jare baie betrokke is, ook in die saai aan die Bybelgenootskap. En ek het iemand so rukkie terug ontmoet wat vir my sê, ons het 'n R50 aftrekorder 33 jaar terug geteken. 33 jaar terug. En pastoor, hy gaan nog steeds af. Toe sê ek, besef oom en tannie, hoeveel Bybels het julle oor die jare in iemand se hand geplaas? Hoe moontlik gemaak dat ons werk, jy weet, daar op die Markplein, en ek dink baie het 'n wanindruk en konsep van die Bybelgenootskap, want die Bybelgenootskap deel nie Bybels verniet uit nie. Die Bybelgenootskap se hoofdoel is om die Bybel te skryf. En ons is tans besig met 4 tale, en een van die tale, ons het so 2 weke terug, ons is so, ek dink 52% feitelik klaar met die vertaling, die Khoisan vertaling. Nou, baie verstaan nie dat om die Bybel in 'n kultuur, jy weet, se taal te skryf, kos omtrent so R20 miljoen. En dit is nie net ons gaan sit in 'n kamer en ons skryf net nie, dit vat tot 10, 15 jaar. Want onthou jy moet nou, soos ek en jy wat nou by 'n braaivleisie staan, ons boerevolk. Nou verduidelik dit vir die Khoisan. Hy gaan soek 'n volstryseier. Hallo, hy gaan met 'n pyl en 'n boog daar in die veld en hy gaan skiet iets en hy hang dit op. En jy wil so naby as moontlik van die Hebreëus en die Grieks dit deurtrek na, jy weet, na daai kultuurgroep toe. Sodat die Bybel sy essensie, sy dignity, sy dinamika sal hou, want dit gaan vir ons oor die gees van God om daai man en vrou te bereik. En weer eens het ons die ander oggend, die ander aand was ek in Kempton Park in 'n besonderse uitreiking van sendelinge en toe sê hulle iets wat my getref het. Die gemiddelde ouderdom in Europa van 'n gelowige is 62. 62, dis die gemiddelde ouderdom van 'n Europeër. 62. Die gemiddelde wedergebore kind van die Here in Afrika is 19. Nou wil ek vir u sê, vir al die jare se sendelinge wat uit Europa en Amerika hiernatoe gestuur het, ek wil sê dit het gewerk. Hallo? My pa het gesê, partykeer moet jy van hulle, as jy na die Here toe lei, dan moet jy hom doop, maar jy moet hom sommer onder die water hou. Nog vir so 2 minute. Laat hy sommer dadelik na die Here Jesus toe gaan. Want as hy daar uitkom, en sien, die moeilikheid. Nou, ek wil vir u sê, dit is vir my lekker om, as al by Bybelgenootskap te werk, en toe ek die pos aanvaar, toe sê ek ook so vir die klomp pastore in die streke, en ek het ook so vir die streekpastore gesê, nou so 'n paar maande terug, deur die hele land, dat my werk is om verhouding te bou met gemeentes. Jy weet, ek wil nie hier kom om aan jou iets te kom verkoop nie. Ek wil kom om vir jou dankie te kom sê, vir die rol wat elkeen van u speel. Daar is aftrekorders, daar's penne, daar's goedjies maar net, jy weet, en ek wil jou uitnooi, vat dit, ek gaan lees dit, en ons probeer, ons taak en ons visie en missie is om op hierdie aardbol in elke persoon se hand 'n Bybel te plaas. En ek weet ons is digitaal, almal het die apps op hulle fone en jy sal sien, ek het dit daar uitgepak ook.
vat vir jou so 'n magneet en plak hom teen jou yskas vas of iewerste, scan hom, hy het al die Bybelvertalings van al die tale op. En jy het hom op jou foon, gratis en verniet. En jy het nie nodig altyd om aanlyn te gaan nie. Ons probeer vir die dowes, maar Stef, die dowes, hulle kan dan mos sien. Nou ja, die klanke wat uitkom, is heel anders as ons klanke. Woorde gespreek word, is heeltemal anderste. So ons skryf die Bybel vir elkeen, vir die een wat nie kan sien nie. Ek wil vir jou sê, jy kan, as ek vat, ek het nou die dag, toe kyk ek net na een van ons boeke in die Synoptiese Evangelie, wat so in brail geskryf is, Matteus, man, hy is so groot, en hy seker so dik. En ons probeer dit ook so gratis by die blindes uitbring. Nou, almal vra, hoe kry julle dit reg? Dis deur gemeentes soos hierdie, wat betrokke is by ons. 'n oom en 'n tannie, 'n man en 'n vrou, 'n besigheidsman, 'n besigheidsvrou, wat ook so belê. Ek kan vir jou sê, ek het net die week voor verlede week, by 'n laerskool gaan Bybels uitdeel. En die reaksie, ons het 'n graad 7 projek, 'n graad R en 'n graad 1, ons probeer op elke vlak vir 'n kind 'n Bybel skryf. En so gee ons vir die graad R'tjies, graad 1's, en die graad 7's, en dan kom die Gideons by die graad 8's, en ons probeer by almal uitkom, en weet jy hoeveel oproepe kry ek, want ons sal dink almal het Bybels. Ek moet jou skok, dat party huis het 7 of 8 Bybels, en baie keer as jy vir daai kind 'n Bybel in graad 7 gee, dan weet hy nie eens wat is 'n Bybel nie. Ek het verlede jaar by Tikkies, ek is donderdag weer by 'n carrière by die teologiese afdeling, het my geskok verlede jaar, om in die 4de jaar prakties teologie en sistematiese teologie studente in 3de en 4de jaar te gesels. Dat van hulle wat al in hulle finale jare is, nie eers 'n Bybel het nie. Gloria, halleluja. Party, as jy hom vra, hoekom het jy nie, en sê nie, I just want to get my diploma. There's no more a calling. And when there's no calling, there's no anointing. En dis die tragiese, dat baie speelkerk, en baie dink om net iewers die teologie te geswat het, en soos 'n Basuri te kan word, met mooi karre en wagte, en groot huise, het die meeste, die konsep van Afrika, daai gedagte. En om dit te kan breek, om te sê, ons bring die teenwoordigheid van God terug. Nou ja, ek wil hier uitnooi, bid vir ons by die Bybelgenootskap. Dit is van kardinale belang. Ons kan nie, ek funksioneer oralste, ek het 4 provinsies, en binnekort gaan ek dalk nog 27 streke bykry, maar ek wil vir u sê, waar ons beweeg, kan ek vir u sê, sien ons hoe die woord van God na plekke toe gaan, en gesaai word, en die verskil wat dit maak. Ek wil jou een staaltjie net gou vertel. 'n Jong man kry op hoërskool 'n Bybel, soos hulle by die skole my uitdeel. En die persoon, die juffrou wat vir hom die Bybel gee, sê vir hom, lees hierdie Bybel. Jy moet hierdie Bybel naby in jou harte, want dit kan jou lewe vir altyd verander. En hy skryf toe dit pause is sy naam voorin, en die datum. Jare na skool, word hy gearresteer, en word hy toegesluit, vermoord. En hy sit in die biblioteek in die tronk, en hy sal 'n paar jaar daar, en hy besef dat sy lewe is 'n gemors. En hy gaan na 'n predikant toe in die tronk, hy sê vir hom, ek wil my lewe met die Here regmaak. Hy sê, nou gaan soek in die biblioteek vir jou 'n Bybel. Hy sit toe al omtrent 12 jaar in die tronk. Hy gaan soek in daai rakke, en hy kry 'n Bybel. En hy sê, Here, ek soek 'n teken vandag. En hy gaan sit by die tafel, en toe die Bybel oopmaak, is dit die Bybel wat hy gekry het,
toe hy in die laerskool was, met sy naam voorin geskryf. Vandag is daai man 'n dinamiese prediker in van die tronke. Nou ek wil vir u sê, elkeen van ons stap 'n pad. Elkeen van ons het 'n storie. En daarom moet ons nooit ooit dink dat dit wat ons doen, dra nie waarde nie. En vandag deel ek sommer net iets met jou en ek gaan nie baie uitbrei oor dit wat op die tafel is nie, maar ons het tot 'n instrumentjie gemaak wat met die son werk, dat hy wat in die woestyn is, dan op hom kan in die son hou vir 40 sekondes en hy kan vir 4 dae na die Bybel luister. En dan kan hy om wat 'n taal na toe gaan. En weet jy wat, ons probeer soveel as moontlik dit ook so in hulle hande geraak te sit. Weet jy wat ironies is? Dat die Bybel word gedruk in China. Nogal snaaks dat die gelowiges doodgemaak word in China. Maar business is business for them. Here kan tot die sondaars gebruik dat die woord uitgaan. En ek wil vir u sê, ons is 205 jaar oud en ons werk reg oor die wêreld. Ons het soveel op in Afrika, soveel in Europa en ons taak is om net die evangelie uit te bring. So, ek wil jou uitnooi, bid vir ons Bybelgenootskap en mag ons die Here daarvoor eer en loof. En vir jou wat bydra, en as jy wil bydra, ek het hierdie week en die week voor dit by die eiland gewees, en weet jy, dat hoeveel mense, as hulle doodgaan, gee hulle geld vir die DBV. Tannie, jy kan dit maar vir my ook maar gee. Hallo, julle lyk nou so heilig. Ok, ek ook vir my ou karavaantjie koop en soos die swaalkies raak. Maar ons het jy weet, ons het op hierdie stadium van ons grootste inkomstes, kom ook van mense wat weggeval het, wat nie families het nie, nie kinders het nie, en hulle bemaak hulle geld in die Bybelgenootskap. En in die laaste 5 jaar, Pastoor Christo Marie, ek het hom oorgevat, en het ons deur soveel veranderinge gegaan, deur die Bybelgenootskap. En ons is, om 'n voorbeeld te gee, waar ons dalk 75 in die kantoor was, is ons bykans nou nie eens 15 nie. Om meer effektief na COVID daar buite te beweeg. So ek dink jy dra kennis dat ons ry baie. Ons gaan na baie snaakse areas toe, na plekke toe, om vir mense uit te nooi, om betrokke te raak. Ek gaan vir jou een ding sê, die Bybelgenootskap het nie geld wat uit die hemel uitval nie. Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika oorleef en bestaan natuurlik met God as die hoof, en dan vir elke gemeente reg deur die land wat daarin saai. En mag die Here u ryklik seën. Ek het die ander aand vir 'n besigheidsman gesê dat dit wat jy gee, kan ons vir jou R18 uitskryf en jy kan dit terugeis. Jy weet, jy kan dit afskryf op SARS. En ons het soveel projekte in Kiane, Thohoyandou. Ons is besig om in elke streek PR's aan te stel, omdat ek nie by almal kan aankom nie. So as daar iemand is in hierdie gemeente wat vanoggend sê, Pastoor Stef, ek wil jou dalk help in Limpopo, natuurlik sal dit nie verniet wees nie. Maar ek probeer so ver as wat ek gaan 'n PR aanstel, want dit is ook van ons visie, om dan PR's in streke, dit is nou soos Limpopo, 'n man te hê wat dalk 1 keer of 2 keer 'n maand gemeentes kan gaan besoek, en gaan vertel van die Bybelgenootskap, en dan weer 'n paar goedjies daar los. Ek hoop dit maak vir u opgewonde, vir dit wat ons mee besig is. Nou moet jy weet, ons is besig met 4 tale, so jy praat van 'n R100 miljoen projek, en God voorsien elke maand vir ons. Nou 2 maande terug, toe sê ons die skrywers, die vertalers, so gaan 'n bietjie stadig, want die geldjies het bietjie opgedroog. En ons klomp CEO's het gebid, en die Here het weer voorsien. En ons het sopas die 1 Augustus 'n Gerard Pietersen aangestel as ons nuwe CEO in Kaapstad, en hy het ons kom sien, en ons is opgewonde
vir die groot werk wat voor lê. Baie dankie dat ek so kortliks met julle kon gesels oor die Bybelgenootskap. Maar as dit met jou reg is, kan ons oorgaan na die woord toe. Dis mos hoekom ons hier is. Hey, die woord. Kyk, is iets wat ek oor opgewonde raak. Want die woord dra krag. Wat jy insit, is wat jy gaan uitkry. En vanoggend kan ek nie anderste vir u wat aanlyn luister, en selfs ook so, jy weet, vanoggend hier kom kuier het, wil ek vanoggend vir jou sê, dat vandag bring ek vir jou 'n woord wat jou siel moet vasgryp. Jou geloof weer moet opwek. Want kom ons raak nou maar, dat ons die maskers afval. Mense raak moeg. Mense raak oorlaai. Dat jou geloof weer moet opgewek word. En dat hoop 'n mans en 'n vrouens se lewens weer herstel kan word. Ek kan vir u sê dat ons kan nie funksioneer in 2026 sonder geloof, sonder hoop in ons lewens nie. En ek wil vanoggend met hierdie tema na jou te kom, om vir jou te sê, al ken ons mekaar nie, al sien ons mekaar dan en wan, God sal vir jou deurkom, Boeta. Sissa, hoor u wat ek vir u sê, God sal vir jou deurkom. Julle is nou doodskil. Julle is doodstil. Nie miskien nie, nie dalk nie, maar dat God sal deurkom. En ons leef in 'n tyd waar mense moed verloor. Mense wat voel dat dinge net nie meer sin maak in hulle lewens nie, finansies druk. Gesinne breek op. Gesondheid wankel en dit voel so dat jy het nie meer drome nie. Ek kyk na my seun gister, hy kuier 'n bietjie by my en hy is in PAS en terwyl ons so langs die swembad sit, vra ek, hoe gaan dit? Hy sê net, dit gaan goed. Ek sê, gaan dit regtig met jou goed? Ja, pa, ek gaan goed. Want dit is so nodig dat ons mekaar nie langs die pad moet verloor nie. Weet jy hoe sien ek mense elke dag? Hoor ek elke dag van seer en pyn? Hoeveel verwerping? Ek het 'n seun wat 24 is. Hy bly in Frankryk. Gister stuur hy vir ons 'n video call. Hier hang hy langs 'n yacht met 'n harnas. Ek tog eers uit klim 'n berg. Toe was hy ryte. Bye. Ek sê, hoe gaan dit met jou? Net om in te loer. Maak saak. En ons doen dit net nie meer nie. En ons sê so maklik, hoe gaan dit? Nee, dit gaan nie regtig met my goed nie. En dan inteendeel, dan hoor jy dat daai man het sy lewe geneem. Ons het geleer om na COVID aan te hou maskers te dra. Maar nie meer maskers wat niemand kan sien nie, of wat niemand kan sien nie. En die hartseer vir my is om vir jou te sê vandag, dat ons verloor ons identiteit en ons stemme. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Omstandighede maak dat ons nie meer die vrymoedigheid het om op te staan nie. Die opinies van mense het 'n effek op hoe ek dink, en hoe ek optree, en hoe ek leef. Mens, ek wil vir u sê vandag, dat jy moet op 'n plek in jou lewe kom, om as jy wil vorentoe te wil beweeg, moet jy sensitief wees om nie te veel te luister na hulle wat praat om jou nie. Hulle opinies. Want jou opinies van mense partykeer is dalk met 'n mooi gesindheid, maar daar's 'n verskil tussen 'n goeie en 'n God. Hallo? Goeie plan of God se plan. En vandag mis ons soveel. En ons leef in so 'n tyd. En ek lees hierso in Psalm 37 in vers 5, is vir my so mooi. As jy 'n Bybel het, kan jy daarna te blaai, maar ek sien julle is so grand, hulle gooi alles hier op die skerm. Hierdie palaborwa. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Jy weet, ek lees hierdie gedeelte in die week en ek
Ek besef net dat die Here vra dat ek net na hom toe sal kom en dit aan hom sal oorgee. Vertrou my. 'n klein kind wat siek is, 'n man wat ver van God af is, 'n besigheid wat bankrot is, 'n huwelik wat op skerwe is, 'n kind wat op 'n verkeerde pad stap. En nou sê Jesaja 41 is vir my so mooi, hy sê, moenie vrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou versterk en ek sal jou help. Amen. En God werk selfs wanneer ek en jy niks sien nie. En ons is baie keer geneig om na die seisoene om ons te kyk. Ons is geneig om te sien wat aan die ekonomie aangaan en te hoor wat anders sê. Ek sit gisteraand eers en ek klik eers laat dat die bokke speel. En ek besef net dat waar ek is, het ek 'n TV, maar ek kan dit kyk daar, hy vang dit op. Maar outomaties dink ek, nee, hierdie rondawel sal dit nie hê nie. Nou is ek op my foon. Maar kom op 'n netwerk af, maar dit was 'n vals netwerk, toe sy skor 45-3 teen die bokke. Maar ek is dadelik negatief. Julle kyk nie nou so aan. Ek sê, hoe kan die bokke so speel? Ek word sommer 'n stormer. Jy weet? En my seun kom en hy sê net, pa, druk net hierdie knoppie. Dan kan jy dit hier op die TV kyk. Jy gaan toe wen ons daarom. 17-10. Dis ek weer 'n blou bil. Dis ek nee. Maar hoe vinnig kan dit wat jy sien 'n effek op jou hê? En ek wil vir jou sê dat as ons na dit wat om ons aangaan kyk, is ons baie keer geneig om moedeloos te raak. Ons voel hulpeloos, ons voel hopeloos, ons weet nie meer wat te kant toe nie. Maar die waarheid is dat God werk die meeste agter die skerms. Ek dink die grootste probleem is, ek staan baie keer in die pad van God. En ek moet op 'n plek in my lewe kan kom om te verstaan dat jy moet uit die pad uitkom. En ongelukkig is een van die waar ek bedien ook baie keer, party staan al vir jare in die pad van die Here. In plaas van op die pad te wees, is hy in die pad. Ja. Hallo? Gelukkig gebeur dit net in Senie, nie in Palleborwa nie. En in Hoedspruit. Dink aan Josef. Jy weet, hy was, ek kan so deur dit, en wat vir my die lekker is dat omdat ek so lief is vir die woord, is ek ten minste seker 1,5, 2 ure elke dag net besig om ietsie te skryf of te voor te berei, want die aanlyn kerk bedien ek elke aand tussen 8 en 9. So elke aand bedien ek 'n vol boodskap van so 45 minute al vir die laaste 4 jaar. Dan gaan ek aanlyn, dan weet my familie, weet al, my dogter sê vir my, het pa nie 'n lewe nie? Wat sit jy elke aand en kyk vir jouself op Facebook? Ek sê, kyk jy vir so, ek preek die woord van die Here. Maar weet jy wat, ek sien elke dag die seer en die pyn daar buitekant. En wie is ek om vroeg in die bed te gaan klim? Wie is ek om dit te weerhou? Ek wil vir jou sê wat vanoggend hier ingestap het, dat jy uit 'n markplein, of jy 'n student is, of jy afgetree is, of waar jy ook al is in jou lewe, of in 'n ouer tuis is, of op skool is, God het 'n plan en 'n doel met elkeen van ons. En die hartseer is, ons gaan deur die lewe en ons word oud om eendag net te gaan aftree by ons huisie by die see. Dan kry papa beroerte. Dan kan hy nie met sy stok in die sand loop nie. Hallo? Ons jaag dit alles na, om die nou oomblik te mis in ons lewens. Die nou oomblik is wat saak maak. En ek kan vir jou vanoggend baie dinge sê, maar vandag ek kan vir jou sê, waar jy en ek vandag is as gevolg van besluite, wat ek en jy gister en eergister in ons lewens geneem het. Die besluite wat jy vandag neem, konkreet, definitiewe, gefokuste besluite, het 'n effek op jou toekoms.
Josef, hy word verkoop deur sy broers. Hy word vals beskuldig. Hy word in 'n tronk gegooi. Die tannie skeer haar klere en dit is amper 'n verskriklike storie. En sy sê hierdie man, hy het lelike dinge met my wou doen. Hulle gooi vir Josef onskuldig in die tronk. Maar uiteindelik kom Josef en hy sê in Genesis 50 vers 20, julle het kwaad teen my bedoel, maar God het dit ten goeie bedoel. Jy sien, ek wil vanoggend vir jou sê, wat dalk deur 'n bankrotskap, of dalk jy seer gegaan het van 'n kind aan die dood af te moes staan, of selfs 'n geliefde aan die dood moes afstaan. Ek kyk na hierdie gedeelte en ek besef net, dat baie keer voel ons, dat ons dit nie gaan maak nie. Maar Josef het self op sy eie pad, het hy integriteit gehad, selfs in die tronk, waar niemand vir Josef gesien het nie, het Josef by God gebly. En dit is integriteit vir 'n gemeente soos hierdie, wanneer niemand na jou kyk nie, wanneer jy alleen is, dis integriteit, Boeta. Wanneer jy alleen in jou besigheidskamer of in jou kantoor sit, en jy op daai rekenaar gaan, nie om na pornografie te gaan kyk nie, maar om na die woord van God toe te kan gaan. Gebeur ook net in Hoedspruit, hoor ek. Want jy sien, wat jy insit, is wat jy gaan uitkry. En Josef het sy integriteit behou. En in hierdie dag en uur soek God 'n man, hy soek 'n vrou wat integriteit het. Wat staan op God se woord. Wat mense teen jou gebruik, wil ek vandag vir jou sê, gebruik God en goede. Jou stumblebloks word stepping stones. 'n verleentheid word 'n geleentheid. En ek moet dit nooit in my lewe mis, dat die seer, want ek sit in die week daar so in die swembad, nou lê ek soos 'n krokodil daar, in brand. En ek luister na hierdie een ou, want jy lê mos nou maar op jou choopie, nou hoor jy almal so praat. Maar die tannies kan praat. Ek wil vir jou sê, op die eiland moet julle, ek het besef, die beste koekresepte word daar in die swembad gedeel. Ek luister hulle so. En hierdie een oomie praat, hier so met 'n ander oomie, nou sê ek, hier, luister, ek kom so van die kantlyn af. Hy praat oor al sy verdriet. Hy praat van wat hierdie laaste jaar gebeur het. En soos ek nou luister, kom ek agter, dit was soos 34 jaar terug. Daai oomie is nog steeds, hy het nog steeds nog nie klaar gemaak nie. Hy loop nog steeds met verbuite, hy loop nog steeds met seer, hy loop nog steeds met bitterheid. Ek wil vandag vir jou sê, van bitter na beter. Van vrees na vrede. Maar jy het 'n keuse, as jy by daai kerk se deur uitstap vandag, om in jou lewe besluite te neem, om te sê dat ek gaan nie meer toelaat om te stagneer nie. Ek gaan ook nie meer toelaat dat my omstandighede my definieer, en die opinies van mense my roof van dit wat God vir my instoor het nie. Wat vir my so kragtig is, en jy moet vanoggend een ding baie mooi hoor. Dawid is 'n salf. Hy was nie die eerste opsie gewees nie. Luister baie mooi. Toe hulle hom gaan soek het, toe sê hulle, nee, maar dis nie een van hierdie broers nie. Hy sê, ek het nog so een sproet gesig, rooi kop seentjie. Hy is daar iewers in die veld. Hulle sê, kry vir hom op die walkie-talkie. Hier kom Dawid 'n dag later aan. Rooi gebrand. Hy sê, hier is die man. Ons salf hom as 'n koning. Maar wat ek wel lees is, Dawid het nie die volgende oggend wakker geword in die paleis nie. Ek het nie gelees dat Dawid het die lekkerste kossies gehad en dansertjies wat daarvoor hom gedans het en die mangaruna gedoen het nie. Ek lees dat hy daar uitgestap, terug na sy skape toe. Daar's seisoene. Hy moes eers leer om met die leeu te veg. Eers leer om die beer te verslaan, voor hy die Goliats kon verslaan. En die volgende dag toe word op die troon gesit. Nou ek sê vandag vir jou pad en my pad is nie dieselfde nie. Maar hoe vinniger ek en jy klaarmaak met die gisters en die eergisters en in die nou oomblik in 'n posisie van jou integriteit kom om te sê, Here, ek kies lewe.
Ek kies oorwinning. Dawid sien Goliat, maar hy kyk verby Goliat, hy sien God. En vandag in jou en my lewe is dit waar ek en jy moet kom om te besef, daar is prosesse. En ek sê jou deurbraak so pad, maar my seisoen en jou seisoen is nie dieselfde nie, Boeta. Kom aan. Party is 'n bietjie hardkoppig. Nou wil ek 'n bietjie rolbal speel. Nou is ek daar by die rolbalbaan. Hey, ek spasma gehad. Die volgende dag loop ek soos 'n hierdie is vir ou mense. Dis nie vir my nie. Nou is daar 'n man wat my nou leer. Hy het so bolaan baadjie aan. Ek sê ag nee, hierdie is maklik. Ek gooi sommer net die bal. Hy sê nee, hy's 'n kuns aan hierdie. Ek sê nee, ek staan net. Nou het ek nog 'n stywe voetjie ook. Hy sê jy vat hom en jy gooi hom, maar as jy daai kant ek sê nee man, nou raak dit 'n ingewikkelde storie. Ek gooi net die bal om te kyk of ek hy wit balletjie kan tref. Hy sê nee, hy's etiek rondom 'n rolbal. In die eerste plek, jy praat te veel. Tweedens, en nou gee hy vir my les, ek kom agter, want baie keer kyk ek na daai ou se wedloop en na daai ou se wedloop en ons raak partykeer moedeloos. Here, hoekom word hy geseën? Here, hoekom gaan dit met hom so maklik? Hoekom gebeur slegte goed net met goeie mense en goeie goed met slegte mense? En dan raak ons mismoedig en ons verloor die nou oomblik. Daar's seisoene en aan alles word tyd gekoppel. Dink aan Josef. Wat mense teen jou gebruik God vir jou. En vandag wil ek vir jou sê dat ek en jy dit moet kan toepas in ons lewens, want jy voel dalk, jy weet jou dinge werk nie uit nie, jou studies werk nie uit nie, jou huwelik is onderdruk, jy verstaan nie hoekom dinge loop soos dit loop nie, hoekom gaan dinge soos dit gaan in Palleborwa. Ek wil vandag vir jou sê, God kom deur in die laaste oomblikke. Ek het iets agtergekom, nie my tyd nie. God se tyd. En ek het ook agtergekom, God se tyd is die beste tyd. God is nooit laat nie. Sometimes it feels like he's 4 days late, but he's always on time. Hy is nog steeds betyds. Kyk na Abraham. Ai, kan ek nog so eentjie preek? Kan ek maar. Ek het julle nog nie kwaad nie. Dankie tog. God beloof vir Abraham 'n seun. Hy loop hom met sy kierie. Hy het nou al sy drip hierso by hom. En weet jy wat, teen die tyd dat Isak gebore word, was dit menslik onmoontlik. En ek dink soveel keer in ons lewens, ontvang ons beloftes, ons ontvang 'n woord van die Here af, toe ek in die 3 Oktober 1989, die Here daai aand aangeneem het die Heilige Gees oor my gekom. Ek is gedoop met die Heilige Gees. Ek ken nie van Happy Clappy nie. Ken nie Pinkster nie, ek is 'n dopper gewees. Jy kan dans, jy moet dit net nie geniet nie. Jy kan drink, jy moet net nie dronk word nie. Hallo? Ek kom tot bekering en met daai instink ontvang ek die woord en die belofte dat jy gaan vir my werk. Jong seun. En daarna, waar ek gaan, profeteer iemand op 'n kamp en Dawie Fourie en Willie Fourie en Ed Trout en Andrei Kempen en so oor jare sê ek, Here, ek het hier die beloftes neergeskryf. Maar dit voel vir my of 'n paar manne misgevat het. Het jy al so gevoel? Lyk net 'n Bosbokrand, verseker. Nie hier nie. En die Here sê vir my, Stef, my tyd. En sal jy glo as ek vandag vir jou sê, 22 jaar, er kom een belofte tot vervulling. 22 jaar in my lewe gaan verby, wat ek daagliks bid en dit roep. Want weet jy wat? Ek het agtergekom dat God weet die beste vir sy kinders. En nou moet jy iets hoor wat dalk wag vir 'n woord.
En ek sê vir jou, God se tyd. Want weet jy, as ek daai vervulling moes gekry het 22 jaar terug, dan het ek dit verongeluk. Ek het dit nie gekoester nie, ek het dit nie waardeer nie. Dit is soos om vir my jongste seun vandag te sê, hierso is 'n sleutel vir 'n baie mooi Porsche Cayenne, dis nou joune. Ek gaan vir hom in 4 hospitale gaan kuier. Dis die realiteit. Hy gaan hom nie kan hanteer nie. Ek weet die beste vir my seun. Ek ken sy temperament, ek ken sy wil. Hy soek 'n scrambler. Ek sê vir hom, jy op 'n motorbike, kan nie eens 'n bicycle ry nie. Nou wil jy nog 'n motorbike. Ja, maar almal het, pa. Al die plase om ons, al die jong manne. Ek sê, wat het jou ma gesê? Pa weet mos hoe maak. Ek sê, wel, pa maak nog erger. Ek sê, wel, joedel ek het ook vir jou. Maar dit gaan nie gebeur nie. Maar jy sien, ons wil die beste vir ons kinders sê. En nou weet ek ook, dit is 'n Godwerk. Want God weet, wat het jy en ek nodig? En hy's nooit laat nie. Ek kyk na Abraham se lewe. En teen hierdie tyd wat Isak gebore word, kyk ander, ek kan dit nie glo nie. Maar dis presies hoe God werk. Romeine 4, sê so mooi in vers 21, hy was ten volle oortuig dat God ook magtig was om te doen wat hy beloof het. Jy wag al lank vir 'n deurbraak. Jy het gebid en niks gebeur nie. En ek wil vandag kom net om vir jou te kom sê, dat God sê, hou vas, ek gaan vir jou deurkom. God het in my lewe soveel paaie gemaak waar daar nie paaie was nie. Maar ek dink elkeen van julle kan vanoggend getuig van die deure wat oopgegaan het, waar God opgedaag het. Ek sê dit in baie versigtigheid. Ek dink dat baie mense, ek dink die meeste van ons vergeet te vinnig die pad wat ons gestap het. Ons vergeet te vinnig waar God opgedaag het. Ons vergeet te vinnig waar God vir ons deurgekom het, waar God voorsien het. Ons vergeet dit te vinnig. En hy was ten volle oortuig, sê Romeine 4, dat God ook magtig was om te doen wat hy beloof het. En nou weet ek vanoggend, as ek hierna kyk, dan weet ek, daar's paaie, daar's deure, daar's situasies, daar's emosies, wat jy alleen mee loop, wat jy met niemand oor praat nie, vrese, omstandighede wat jou stem stil gemaak het. En elkeen van ons het 'n pad. Elkeen van ons het 'n storie. Elkeen van ons het ons einas. Elkeen van ons het ons seer. En ek dink ons het vir baie lank in kerk 'n evangelie verkondig, verskoon my, as ek dit gaan sê, van alles sal net oukei wees. Dis oukei om nie oukei te wees nie. Ja, spaar. Ek het nie regtig baie amens verwag nie. Want ons hou aan 'n wêreld iets voor. Maar daar is storms. En jy en ek as gelowiges sal nooit gevrywaar word van seer en pyn nie. Ja, spaar. Maar dit definieer my en jou nie. As die een storm klaar is, dan meld ek al reeds aan. Dan is Stef daar. Ek wag vir die volgende een. Want dit sê die woord. Amen. Wie is ek as Paulus skipbreek gelei het? As Paulus in 'n tronk moes wees, as Stefanus deur Saulus deur doodgegooi moes word deur klippe. Wie is ek as gelowiges gebruik was en op kruise vasgemaak is en onderste bo gehang is in strate in Europa om aan die brand gesteek te word sodat ryk mense met hulle koetse daar belig kan word in strate. Dis wat gelowiges opgeoffer het, dat ek en jy vandag 'n evangelie kan geniet. Hiervoor is 'n prys betaal, Boeta. En ons vat dit kunsmatig. Dat hulle het mense vasgemaak aan houtpale en gebruik as straatligte, omdat hulle die woord Jesus gebruik het.
In die aand het hulle die gelowiges, die Christene so aan die brand gesteek. Dit was hulle ligpale. Ek dink het tyd geword dat ek en jy weer by 'n plek kom om te besef dat hierdie pad is 'n heilige pad. Hierdie is 'n pad van geregtigheid. En ek gaan iets sê vanoggend verskoon. Nee, ek gaan nie sê verskoon nie. Daar's nie meer tyd vir speletjies nie. Om te wil kerk speel is by. Jy en ek moet vandag besef dat as jy wil sien en ervaar dat God deurkom in jou lewe, vra dit, dat vra heiligmaking. Dit vra dat jy hom sal soek, want hy wat soek sal vind. Dink aan Moses daar by die Rooi See. Egipte se leer hier voor hom en hy het klomp mouners hier by hom, die hele volk, en hier is 'n see voor hom, en hier is die vyande, en Exodus 14 sê in vers 14, die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Dis eintlik 'n baie goeie woord wat ek baie keer vir my kinders sê. Bly stil. Hallo, julle lyk nou so, ek wil nou nie hy woord sê nie. Ek dink Moses, hy het gesê, shut up. Nou wil ek niks meer van julle tantrums hoor nie. Ja, maar ons wil teruggaan na ons, Moses, jy het ons weggevat by ons vleispotte. Maar besef u, daai vleispotte was onder dwang. Daar's 'n klok geslaan, en hulle moes aanmeld om klippe te kap, om paaie te bou. Nou is hulle vry. God het hulle daar weggevat, die 10 plaag, God het hoeveel gewys? Maar nou sien hulle, hier kom my manne met hulle paravans, en nou pomp hulle kyte 3 bar, hulle maak hulle stemmetjies dik, en hulle raak kwaad. En die Here sê, ek sal vir jou stry, ek sal vir jou pad maak. God kan soveel doen, en ek en jy kan dit uitmis in een oomblik in ons lewens. En moenie dat jou ongeloof, ek wil vandag vir jou sê, moenie dat ongeloof jou verwyder van dit wat God vir jou instoor het nie. Ek het Vrydagoggend in 'n beradingssessie vir 'n vrou gesê, jy is 'n salf, jy is geroep, jy is die een met die woord, jy moet opstaan. Help nie wag vir ander nie. En weet jy wat lees ek hierso? Hy sê so, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. En toe, wat gebeur? Toe maak God 'n pad in die see. En dalk voel jy vasgevang. Geen uitweg, geen plan. God spesialiseer in die onmoontlike. Hy is die God van die onmoontlike. Onbekende toekoms met 'n bekende God. Dink aan daai 3 manne wat daar in die vuuroond gegooi is vir wat hulle gestaan het, Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle word in die vuuroond gegooi, maar wat gebeur? Ewe skielik is daar 'n 4de man saam met hulle. En hulle kom uit, hulle ruik nie eers soos KFC nie. Hey! Daar's nie eens 'n rookie wat in hulle K-way baadjies ingetrek het nie. Daai manne stap daar uit met 'n smile. God het opgedag. Jy sien, as God met jou is, wie kan teen jou wees? En dalk het jy jou visie, jy het jou inpak verloor. God haal jou nie altyd uit die vuur uit nie, maar hy stap saam met jou deur die vuur. Want hy sê in Jesaja 43 vers 2, dat as jy deur vuur gaan, dat jou nie sal skroei nie. Lazarus was vir 4 dae dood. Dis klaar, dis verby, daar's geen hoop nie. Ek het so rukkie terug die voorreg gehad om in daai graf te gaan sit waar hy in was. Maar Jesus sê, Lazarus, kom uit. Ek wil daarsom klaar te maak om vir jou te sê, wat jy dink vanoggend,
En hierdie laaste week, die laaste seisoen van jou lewe, dat jy dood gegaan. Dink weer. Jy dink jou huwelik is dood, jou besigheid, jou kinders is ver van die Here af, jou hoop het dood gegaan, moedeloos oor 'n paar goed en kontrakte wat nie deurkom nie, kontantvloei wat nie uitwerk nie. God kom deur vir gewone mense, gewone mans en vrouens soos ek en jy. Hallo? Wat foute maak? Maak jy ook foute? Ja. Hallo? Ek kom vanoggend hiernatoe gery. Maar ek het met 'n so kopseertjie, want dit is 'n grasdak, so ek het so sinusie, en ek het nie 'n sinus, en ek kry 'n grandpa, hoor nou hier. Het jy al 'n trip suits gehad? Partykeer voel ons vrouens soos trip suits so op 'n sonnagoggend voor kerk of ons mans. Wat gebeur weer nie hier nie. Ek by 'n verkeerde gemeente. En soos ek ek ken nie grandpa nie, en ek drink die grandpa, maar dit is soeke wit poeier. Maar ek blaas die helfte oor die stuurwiel en hier langs my. En met die spring 'n speedkop op. En ek trek van die pad af, gelukkig nie vinnig gery nie. En alles is net wit poeier. En die kar se registrasienommer is Vrystaat, so hy kom nog van ver. Dit lyk of hierdie man dwelms deur die grens vat. Hey, in my Engels, ek wil vir jou sê, is dangerous. My airtime is op. En hierdie man kom so om en ek druk uit knoppie. Maar nog voor ek kom, te sê ek vir hom, it's a grandpa. Hy sê, real? Grandpa. Ek dink, wat, ek ken mos hierdie Mavendas. Hy praat so hoog nou met my. Hy sê, kan jy asseblief uit jou kar uitklim? Ek sê, ag, hoorie, I'm a pastor, I'm going to preach this morning. I don't have time now. Hy sê, everyone is saying that. Maak die boot oop. Hy sê, nee, hier kom jy net op 'n klomp Bybels af. Hy sê, you're real. Ek sê, I can bless you also with one. Hy sê, no, pastor, just pray for me. Hey, but that white stuff, it's still troubling me. Maar ek wil vir hom iets sê in Afrikaans, en het vertaal in Engels, maar ek het net nie die regte woorde nie. Het jy al so gevoel in jou lewe? Nou lag jy daar 'n paar manne, dankie tog. Ja, glory, halleluja. Ek het gevoel, ek verloor dit vanoggend. Maar God kom deur, op tye wat ek en jy dit nie verwag nie. Weet jy wat sien ek in Dawid se lewe? God het vir hom deurgekom. Gideon wat gesê het, hy's vol vrees. Die Here sê, Gideon, jy dapper held. Petrus wat Jesus verloon. So, weet jy, ek wil met dit afsluit vanoggend. God gebruik gewone mense vir buitengewone deurbrake. Gewone mans en vrouens soos ek en jy, vir buitengewone deurbrake. En ek voel net om vanoggend vir jou te sê, dat jy het dit dalk vir baie lank gemis in jou lewe, en jy het dit dalk baie lank nie raak gesien nie, maar God het jou nog nooit verlaat nie. Gister, vandag, tot in ewigheid dieselfde. En wat jy insit, is wat jy uitkry. En ek dink baie keer as 'n boer gesaai het, gaan hy nie môreoggend daar langs die land vroeg staan as die son opkom om te kyk hoe ver staan sy plantjies nie. Want daai boer weet wat onder die grond is, moet ontkiem en moet groei onder grond. En ek wil vandag vir jou sê, dat God is in jou lewe, al sien jy dit nie, agter die skerms besig. God is daar besig wat jy dit nog nie ervaar en beleef nie. Hou jy vanoggend goeie moed. Hou jy vanoggend vas in die anker, want ek en jy in hierdie lewe sokkerbol om aan vas te kan hou as in God nie. Die politikuste beloof alles, maar alles brand af. Hulle vlieg met al die geld weg. Ons het nie water nie, ons het nie krag nie. Ek weet nie van julle nie, daar by ons kerk het hulle hierdie week getooi en 2 huise van ons af die huis afgebrand.
Daai arme man het niks uit te waai oor die water nie, maar hulle brand sy huis aan. Omdat hulle nie water het. Ons lewe in moeilike snaakse tye. Die meeste van ons kinders bly oor see. Vir my is dit niks snaaks, dat al my kinders moet ek verhouding bou op 'n selfoon. En almal is weg. Want dit voel asof hier niks meer is nie. En jy voel dat jy sit in Palaborwa. Jy voel dat beloftes net nie tot vervulling kom nie. Jy voel dat jou besigheid is besig om uitmekaar te val, want dinge werk net nie meer nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, die God wat ek ken, is 'n God van genade, God van liefde, 'n God van omgee, wat kennis dra van elke hart. En God sê vanoggend, Stef, al wat jy moet doen is, bewaar net jou hart. Meer as enige iets, bewaar dit. Moenie jy jou fokus verloor nie. Moenie fokus op hierdie storms wat vanoggend in jou lewe aangaan nie. En ek weet vanoggend, dat wanneer ek en jy by daai plek kom in ons lewens, het ons nog nie gearriveer nie. Ons sal eendag by die Here se poorte in sy teenwoordigheid, maar ek wil hier 'n besluit neem vanoggend in my lewe om te sê van hierdie dag af, net soos Josua, hy het gesien wat in die woestyn aangaan. En partykeer moet die Moses eers doodgaan. Hallo. Partykeer moet sekere goed eers klaar raak voor ons kan aanbeweeg. En die Moses moes eers doodgaan. Toe se Josua opgewek, toe se beloofde land. Hoekom? Want Moses het nog ou idees gehad. Moses se planne sou nie gewerk het vir die nuwe nie, maar Josua kom by 'n plek, hy sê toe hulle daar instap, sê ek weet nie wie julle gaan bid, ek weet nie wat julle gaan doen nie, maar ek en my huis sal die Here dien. En vandag wil ek vir jou uitnooi om weer die perspektief, weer soos ek vanoggend gevoel het toe ek op die skaal klim. Hy moet gekalibreer word. Daar's groot fout. Ek het hom van die een teel op die ander teel. Hey, want maar lief sit my nou op 'n diet. Nou is ek van die teel na daai teel, maar hier's fout met hierdie skaal. Toe dog ek nie, ek smyt hom onder die bed in, ek sal weer volgende week hande gee. Maar hy kort groot werk, ek gaan vir my nie weer by kliks kry. Weet jy, ek wil vir jou sê, terwyl ek vanoggend hiernatoe ry, toe sê ek net vir myself, Here, ek wil nie uitmis die nou oomblik wat U vir my instoor het nie. My hart gekalibreer, in lyn sal kom met U plan en U wil en U doel, nie links, nie regs nie. My broer is 'n skoolhoof, en sy seun gaan leer vir 'n prokureur, en dit is mos nou groot, skoolhoof se seun was hoofseun en alles, en hy skop op na sy eerste jaar. My broer sê, ek sê, Boeta, wat is jou seun se hart? Hy sê nie, hy wil ook in die onderwys, hy wil vir die Here werk. Ek sê, hey, wat meer? Wat ek vandag sien is 'n jong man, wat 'n besluit geneem het vroeg in sy lewe, om nie die praktyk te volg nie. Vandag staan hy op 'n stage by Akapai in Rustenburg, en hy worship. Hy bedien kinders. Hy doen dit wat hy moet doen. Hy geniet dit, want daar's vervulling, daar's passie, daar's kompassie. Vanoggend, is jy dalk op 'n plek waar jy nie wil wees nie, bid tot die Here dat hy jou weer daar bring, die duidelikheid gee. Wil jy saam met my staan vanoggend? Ek glo vanoggend, terwyl u so saam kuier, ek hoor ook, dit is 'n lang naweek. Ai, ek weet nie eens meer wat om my aangaan nie. Maar dit is lang naweek en ek dink vanoggend aan elkeen van u wat opgekom het na die huis van die Here. En hierdie laaste 2 weke het ek vir hierdie diens gebid. En ek het gesê, Here, vir die man, vir die vrou, net soos wat hierdie Boeta gesê het, wat opgekom het gekom met 'n doel. God het 'n plan met hulle. En vanoggend wil ek vir jou kom bid, en ek wil bid dat weer God se wil, God se plan in jou lewe sal geskied. En dalk voel jy vrot, dalk voel jy mis dit. Dalk voel jy so tussen die bottel en die etiket. So tussen die boom
en die bas. Ek wil vandag vir jou sê, God het 'n prys betaal deur sy seun te stuur, sodat ek en jy aan iets kan vashou. En vandag maak ek 'n besluit, ek en my huis sal die Here dien, en van vandag af gaan ek u wil soek, u doel soek, u plan soek, om nie uit te mis. Hoe lank wil ek en jy uitmis op dit wat God vir my instoor het? Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ek saam met hierdie man en vrou en seun en dogter by hierdie pragtige diens kan kom stil staan. Here, u is 'n waarmaker van die woord. Here, en daar waar Gideon gebibber het en gebewe het en bang was, het u 'n dapper held gesien. Waar almal Dawid gesien het as 'n klein mannetjie, het u 'n man gesien met integriteit. Here, die put van Josef was die pad na die paleis. Daar waar Daniël gesit het in 'n leeukuil, waar Paulus in 'n tronksel gesit het hy u begin loof. Het Daniël u begin loof. Het 'n vuuroond verander. Here, ek sien manne wat opgestaan het, wat gesê het, nee vir die wêreld en ja vir God. En ek bid vandag vir jou as man en vrou, vir krag en sterkte, en vir deurbraak. Here, u ken sy hart, u ken haar hart, u ken hulle behoeftes en begeertes. En terwyl vanoggend ons so staan, ek gaan niemand vra om vorentoe te kom nie. As jy sê, Pastoor Stef, bid net saam met my vanoggend vir 'n deurbraak, wil ek jou vra om net jou hand op te steek, en ek gaan saam met jou bid. Dis hande wat opgaan, daar's hande wat opgaan, daar's hande, dankie Jesus, dankie Here, daar's hande daar bo op die galery. Here, u is 'n waarmaker van die woord. En terwyl ons as 'n gemeente vanoggend voor u staan, wil ek dankie sê eerstens vir die woord, vir die Heilige Gees wat tot elke hart gespreek het. Here, kom ons dankie dat u elke man en vrou, seun en dogter kom inspireer het vanoggend. Dankie vir 'n nuwe seisoen, 'n nuwe deurbraak, 'n nuwe geleentheid. Ek bid vir jou handewerk, ek bid vir jou besigheid, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek bid vir daai kontrakte, ek wil bid vanoggend vir werk, vir daai aansoeke. Ek wil dankie sê dat daai CV op die regte tafel sal beland hierdie week. Dankie vir 'n diagnose, Here, wat nie negatief sal wees nie. 'n Diagnose van genesing. Dankie vir oorwinning. Dankie dat vandag gebid kan word vir elke huwelik, vir elke verhouding. Ek kom maak hulle toe, Here, onder u beskerming. Dankie vir insig. Dankie vir kommunikasie. Dankie vir herstel. Dankie vir genesing. Ons wil ook so vir Pastoor Basie kom bid, Here, daar waar hy nie wel is vanoggend nie. Roep ons ook so oor sy liggaam, Here, genesing uit. En ons sê vir u alreeds dankie vir volmaakte genesing. Ek eer u vanoggend vir hierdie herderspaar van hierdie gemeente. Dankie vir dit wat u vir hulle gedoen het, en vir dit wat u vir hulle nog gaan doen. Here, ons staan op u grond. En terwyl hier 'n man en 'n vrou staan, wat bekommerd is, ek wil jou uitnooi dat jy daai hande sal opsteek na 'n lewende God. Kom ek en jy verklaar vandag. Here, deur u wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur die prys wat betaal is, verlossing. Dankie vir goedheid en guns wat my sal volg al die dae van my lewe. Ek proklameer oorwinning oor my eie storm. Oorwinning oor my situasie. Ek wil jy moet dit doen vandag. Ek proklameer oor my huwelik herstel. Ek wil vandag elke werk van die vyand kom aanspreek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Elke vuurpyl het geen krag. Dankie Here dat daai rigting
terug sal keer van daai vuurpyl, van waar dit gekom het. Dankie vir oggend vir eensgesindheid. Dankie dat ons vir oggend kan kom staan by u beloftes. Hy en sy wat moeg en moedeloos vir oggend is. Dankie dat u opwek krag en sterkte. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons kom bid vir Palaborwa vandag, Here. Sy ingange, noordoos, suid en wes. Kom maak ons hierdie dorpsgebied toe onder u krag en onder u beskerming en u voorsiening. Here, elke ekonomiese negatiewe uitspraak oor hierdie gemeenskap verklaar ons dood. Ek wil jou uitnooi dat jy lewe sal spreek. Ek het 'n paar maande gelede in Uitenhaag bedien en daar was 'n paar fabrieke wat moes toemaak en ons het op die woord gestaan en die Here het deurgekom in daai gebied. En dit is nie 'n mens nie, dit is God. Vir jou finansies, vir jou handewerk, vir jou besigheid. Dankie vandag dat U 'n weg maak. Ek wil bid vir elke jong man, vir elke jong vrou wat ver oggend hier staan, wat voel ek het perspektief, ek het fokus verloor. Here, dankie vir die Heilige Gees, wat ook deur vrede tot sy hart spreek, om die regte besluite, sy die regte besluite sal neem. Ons kom maak ons kinders toe. Ons roep hulle by die naam. Ons spreek die beloftes wat uitgespreek is, kom maak ons weer vas. En ons sê ja en amen, dit sal so wees. Dankie vir oggend, Here, dat ons U naam kan loof en eer en prys. Dankie vir hierdie gemeente. Ek wil dankie sê vir 'n inloop van mans en vrouens siek en verlorenes sal hiernatoe kom. Dat hierdie die lighuis sal wees van God se krag. Dankie vandag, Here, dat U 'n waarmaker is van die woord. Here, en U lieg nie. U lieg nie oor die woord nie. U is wakker oor die woord om dit te volbring. Oor elke man wat nou luister, oor elke vrou. My gebed in Jesus se naam. En ons eer en ons prys U. Amen en amen. Kan ons die Here 'n lofoffer gee? Amen. Glorie, halleluja. Goed. Ek het nie geweet of ek 'n soet moes aantrek en toe julle kan maar sit, toe gaan kyk ek wat dra Goerts op die stage. Dis ek nie, dan kan ek maar so kom preek, maar dan sit alright. Dis 'n tokkie gewees vir jou. Ja, dis goed. Dankie. Dit gaan nie, ja, nou trap ek seker op voet as ek sê dit gaan nie oor die klere dra nie, want ons in die dienste het altyd beklei. Maar oom, hoekom moet ek 'n soet aantrek? Hoekom moet ek hemp steek? Sê trek jy dit man kom kerk toe, maar pastoor, yes. Ja, ek het Daar sê. 'n kas vol klere wat te groot is, want ek was op 'n dieet gewees. Lekker man. Een wat jy nie gevra het voor nie. Maar ja, die Here is goed. Ek het 2 nuwe stel broeke gekoop en die ander 2 is te klein. So ja, die Here is baie goed. Pastoor, dankie. Dankie. Het ons kom bless. Amen. Ons het gebid vir ons, het gebid vir die woord. Ek glo almal is verfris. Amen. Dankie Jesus. Amen. Ons het nie net kos gekry, ons het lekker pudding ook gekry. Amen. Ja, amen. Baie dankie pastoor. Gemeente, dis al vir vandag. Ek glo nie daar sal vandag woordskool wees nie. Volgende is vanoggend dieselfde tyd, dieselfde plek hier by ons kerk.